Dit is donderdag 24 April en ek gaan vir ons binnekort lees uit Matteus 28 vers 20. Na Jesus se opstanding was daar onder die disippels 'n tyd van verwarring. Hulle het gesukkel om sin te maak van die gebeure en tog gehoop dat hulle na die Paasfees weer met die Jesus wat uit die dood uit opgestaan het, kon terugkeer na Galilea om soos in die verlede met hulle bediening voort te kan gaan. Maar dinge het verander. Toe die disippels na die Paasfees weer in Galilea tuiskom, het Jesus hulle daar ontmoet. En dan volg die baie bekende gedeelte Matteus 28, waar Jesus hulle dan uitstuur om te getuig en mense te leer. En dan hierdie teks: gaan dan na die nasies toe, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en onthou, ek is by julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Wat presies vra Jesus ons om vandag te doen? Wat het hy spesifiek die disippels kom leer en beveel, as ons dan gaan wat hy in hierdie teks van ons vra? Ons hak so maklik by allerhande tweede orde kwessies vas as dit nie kerk of ons lewens kom. En terwyl die eerste orde opdragte van Jesus baie eenvoudiger is en duideliker is. Jesus het sy disippels kom leer van God se liefde en genade, wat nie grense ken nie. En dit prakties kom demonstreer in die manier waarop hy na mense in die samelewing wat uitgestoot is, uitgereik het. Hy het nie vir sy navolgers beloftes gemaak oor persoonlike voorspoed nie, maar oor die seën van 'n lewe gepraat wat iets prakties beteken. Hy het hulle geleer van die vrede van God wat na jou toe deurspoel wanneer jy met matigheid leef en wanneer jy met bedagsaamheid voor God leef en wanneer jy met betekenis voor God leef. Wat is die eerste orde kwessies wat die Here in hierdie tyd jou van bewus maak? En wat is die ander goed wat ons tersyde moet skuif? Kom ons bid saam. Liewe Here, ons dankie vir die voorreg om u dienaars in hierdie wêreld te wees. Vader, u roep ons om u hande en u voete te wees en ons vra dat u ons sal toerus en ons sal lei om ander met liefde te kan dien. Stuur ons, Here, o God, na plekke waar u lig nodig is, sodat ons u genade en vrede kan deel met almal wat ons ontmoet. Maak ons harte en ons oë waaksaam, sodat ons baie prakties die nood van mense sal kan sien. Here, ons vertrou op u leiding en wysheid en bid dat u ons stap vir stap sal lei hierin. Amen. Stellenberg Gemeente, oor grense heen.